Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek weet nie of van julle nie, ek kan nie baie onthou van my laerskooljare as dit kom by akademie nie. Daar's soos letterlik een ding wat ek kan onthou van akademie in die laerskool. Dit was in geografie gewees. En dit was gewees dat wat die onderwysers gesê het dat as jy die landskap van Suid-Afrika vat en jy vat 'n deursnit van die landskap van Suid-Afrika, dan is die bou van ons land lyk soos 'n omgekeerde piering. Kan julle dit onthou? Was dit net ek? Blanks, ek sien blanks. Okay, dit was net ek. Ek het 'n amazing onderwyser gehad, duidelik. En dat ons land lyk soos 'n omgekeerde piering. Wat beteken dat as jy in die Kaap is en jy klim in jou kar en jy ry, kom ons sê Durban toe, dan gaan jy hierdie opwaartse traject hê, waarna jy vir 'n baie lang tyd die plateau gaan slaan, en dan as jy wil afgaan Durban toe, dan is daar afdraande, dan het jy 'n afwaartse traject. En ek wil hê net vir 'n oomblik, hou daai prentjie voor oë. Daai prentjie van hierdie traject van ons land se landskap, vriende, wil ek vir jou en vir my sê, is baie, soos wat ek dink, die traject is van ons as gelowiges, die gemiddelde gelowige daar buite, se jaarlikse wandel met die Here. Ons wandel met die Here, dink ek, is baie soos dit. Die ding is ons almal in die begin van die jaar, skop ons af, vuur en vlam, aan die brand, opgewonde oor die jaar. Hierdie is die jaar wat ons sê, ek gaan werk aan my verhouding met die Here. So die 2 Januarie is ons almal met oop Bybels. Ons hou vir 'n 2 ure lang Bybelstuur en ons bid soos amazingly en dis wonderlik. Jy sê vir jou vrou, jy sê vir jou man, jy sê vir jou kinders, hierdie is die jaar wat ek gaan werk aan my wandel met die Here, en die eerste Sondag in die jaar is almal in die kerk. In feite nog in Januarie is almal in die kerk, oral in Pretoria, en is awesome. En dan slaan so middel Februarie ons, en ons tref die Karoo. En ons kyk voor ons, en die pad is lank, die son bak warm, die scenery verander nie baie nie, en ons is so klein bietjie in 'n plateau. Geestelik gesproke, vir meeste van die jaar is dit plateau. En dan hier ergens teen September se kant, soos wat ons nou begin afgaan Durban toe, as die tanks leeg, die wiele is pap, die wiele kom af, en ons hoop en bid, ons kan dit net free tot ons aan die einde van die jaar gaan kom. En vriende, dit is hoe dit vir meeste van ons meeste jare gaan, soos wat ons nadink oor ons wandel met die Here. Dit is hoe dit met my gaan, meeste jare, in my wandel met die Here. Moenie vir 'n oomblik dink dat ouens wat vir 'n kerk werk, dominees, pastore, dat hulle dit anders doen nie. Dit is, vriende, hoe dit is vir meeste van ons. En die vraag wat ek bloot wil hê ons vanoggend oor met gesels, is dit, vriende, wat benodig ek en jy dat daai traject van ons elke liewe jaar se wandel met die Here nie so sal wees nie? Wat benodig ek en jy sodat ons nie net bloot op 'n lang plateau droog die hele jaar is en dan eers op die einde van die jaar net probeer om by die einde uit te kom nie? Vriende, wat benodig ek en jy om toenemend, oorvloedig en floreerend te wandel met die Here? En die antwoord is, ons het nodig om met die Gees vervul te word. En dit is wat ons vandag weer na kyk in hierdie reeks. Soos ek net nou gesê het, vriende, ons is besig met hierdie reeks, die Geesvervulde lewe. En hou daai blaadjies asseblief byderhand. Vandag kyk ons na die een plek in die Nuwe Testament waar daardie woorde vervul met die Gees na jou en my toe kom in opdragvorm. Al die ander plekke wat ons laasweek gesien het in die res van die reeks, is hierdie idee van selfs die taal van vervulling met die Gees word in jou en my beskryf, by wyse van prentjietaal, maar hier is die een plek in die Nuwe Testament wat dit na ons toe kom as 'n opdrag. Kyk aan Efesiërs 5 vers 18 saam met my. Be filled with the Spirit. En al wat ek wil hê ons vandag moet doen is 2 vrae as dit ware beantwoord. Eerste vraag is, wel wat presies bedoel Paulus? Nie wat ek en jy dink dit beteken nie, maar wat presies bedoel Paulus wanneer hy hierdie woorde gebruik, word vervul met die Gees, en dan tweedens, hoe? Hoe presies word ons as gelowiges
vervul met die Gees. En dit is wat ons in ons tyd saam wil doen. En die eerste ding wat ek wil hê ons moet na kyk is na Efesiërs 5. So kyk na die tweede van die 2 paragrawe op jou blaadjies. En die eerste opskrif as dit ware is, vriende, sien raak saam met my hier in Efesiërs 5 vers 18, sien raak Paulus se grammatika. Okay, groot woord, maar dit is belangrik vandag. Paulus se grammatika, die taal wat hy gebruik. Hier is die ding, vriende, wanneer ek en jy na die Afrikaans kyk, word vervul met die Gees, of as jy kyk na die Engels, be filled with the Spirit, dan mis ek en jy so klein bietjie van die nuance wat in daai woorde in die oorspronklike taal was. En ek wil hê ons moet bewus wees daarvan, want as jy nie bewus is daarvan nie, dan mis jy so bietjie uit of wat Paulus bedoel as hy sê word vervul met die Gees. En so daar's 4 aspekte tot daai werkwoord. Die werkwoordjie daar is word vervul. Daar's 4 aspekte tot dit, vriende, wat ek wil hê ons moet sien. Hier is die eerste ding oor daai werkwoordjie. Baie belangrik. Dit voel as jy weer terug is in Afrikaanse taalkunde. Hierdie is belangrik vandag. Hoor die volgende. Vriende, daai werkwoord is in die imperatiewe vorm. Okay, weer eens 'n groot woord. Wat bloot beteken, vriende, Efesiërs 5 vers 18 is 'n opdrag aan jou en aan my. Hoor dit asseblief tog mooi, vriende, super belangrik. Anderste as wat ons hoop, ek wil nie hê ons moet dit mis nie. Vriende, wanneer Paulus sê word vervul met die Gees, dan is dit wat Paulus hier vir jou en vir my sê, is nie soos 'n opsionele ekstra in die Christenlewe wat gekies of gelos kan word nie. Dis nie iets wat jy, ek gaan besluit om dit aan boord te neem of ek gaan dalk besluit om dit af te lag nie. Dit is 'n opdrag. Dit wat hy hierso sê vir jou en vir my vriende is nie 'n ideaal wat bereik behoort te word deur die passievol volwasse gelowiges daar buite nie. Nee, dit is 'n opdrag vir alle gelowiges. Dit is fundamenteel tot Bybelse Christendom. Die woorde word vervul met die Gees, vriende, kom nie na jou en my toe as advies nie. Dit kom nie na jou en my toe soos 'n voorstel of selfs eers soos 'n uitnodiging nie. Die versuiming daarvan, vriende, is niks minder as ek en jy wat ongehoorsaam is aan die lewende God nie. Dit is 'n opdrag. En hoor asseblief tog mooi, dit is ook nie 'n opdrag soos wat dit 'n opdrag in ons land is om jou e-tolls te betaal nie. Want ek weet nie of jy weet nie, dis 'n opdrag. Jy behoort jou e-tolls te betaal. Maar die manier wat ons daai opdrag interpreteer is, ja, whatever, dis 'n opdrag, maar dit gaan geen verskil maak of aan die land nie, en verseker nie 'n verskil maak aan my om daai opdrag uit te voer nie. Vriende, hierdie opdrag is nie so 'n opdrag nie. Hierdie opdrag is essensieel tot Christendom. Kyk saam met daar in die blaadjie. Kyk na die eerste teks, Efesiërs 3. In Efesiërs 3 vers 21, reg in die middel van die boek, gee Paulus dis by the way die groot punt van die hele boek, maar hy sê vir ons daar in Efesiërs 3 vers 21, hoekom het God die kerk geskep? Die rede hoekom die kerk bestaan is, Efesiërs 3 vers 21, to him be glory in the church and in Christ Jesus. Vriende, die kerk bestaan, ons bestaan, sodat die kerk op aarde en vir die hemelskare God sal verheerlik. Hoe verheerlik ons vir God? Kyk na 4 vers 1. Sê dit vir ons net die volgende versie. Therefore, as dit julle roeping is, kerk om God te verheerlik, therefore I urge you, walk, wandel, walk in a manner worthy of this calling to which you have been called. Kyk nou na Efesiërs 5 vers 15, die eerste versie in die tweede paragraaf daar. Dit is hoe ons gedeelte begin het. Look carefully then how you walk. Hoe jy wandel, gelowige. Maak seker oor hoe jy wandel, want dit maak saak hoe jy wandel gaan maak dat ons God verheerlik wat inderdaad ons hele bestaansreg is. En dit is in daai konteks wat die opdrag kom. Word vervul met die Gees. Vriendin, hoor dit. Ek en jy kan nie God verheerlikende lewenslewe, soos ons nou net gebid het, in ons alledaagse bestaan, as ons nie hierdie opdrag gaan vervul en vervul word, hierdie opdrag gaan gehoorsaam en vervul word met die Gees nie.
Hier is die tweede ding in die werkwoord. Die tweede ding oor daai werkwoordjie word vervul wat ek en jy moet besef is dit is in die teenwoordige tyd. Engels praat van dit is in die present continuous tense. Ons het 'n soortgelyke ding laasweek gehad, maar dit is weer belangrik vir jou en my om dit te sien. Jy sien wat Paulus hierso sê as hy vir jou en vir my 'n opdrag gee word vervul met die Gees, is hy praat nie van iets wat jy een keer in jou lewe doen nie. Om vervul te word met die Gees is nie 'n once-off ding nie. Om vervul te word met die Gees is iets in die teenwoordige tyd. Dis iets wat jy een keer doen en dan doen jy dit weer en jy doen dit weer, jy doen dit daagliks, deurgaans, keer op keer, oor en oor. Dink aan 'n baba, 'n baba wat gebore word in die ou tyd, net hulle die babas op die boude gerap as hy uitkom. Onthou julle dit? Ek hoor nou by my vrou, jy gee die baba net 'n baie harde, warm vryf op die boude, maar die punt daarvan is soos wat die baba dit daai voel, dan skrik die baba so bietjie en hy vat 'n diep asem en hy neem suurstof in sy longe in. Sy longe word gevul met hierdie suurstof. Dis krities sodat daai babatjie kan groot word, gesond kan bly en tot volwassenheid kan kom. En vriende, so is dit om 'n Christen te wees. 'n Christen, dis hoekom die Bybel sê ons is wedergebore. Geestelik begin ons oor en wanneer jy wedergebore is, dan ontvang ons die Gees en die Gees is in ons en as jy tot bekering kom, dan is jy vervul met die Gees. Maar dis nie iets wat jy once-off doen en dan gaan jy aan met jou lewe nie. Net soos fisies, die wat geestelik nie asemhaal nie sal sterf. Word vervul met die Gees. Maak seker dat jy word vervul met die Gees, dat jou geestelik gesproke longe vol is van die Gees, sodat jy kan aanhou groei en aanhou tot volwassenheid kan kom. Kyk saam met my dan na die derde aspek van daai werkwoordjie. Vriende, daai werkwoord is in die derde plek in die meervoud. Dis in die meervoud, jy mis dit in die Afrikaans, jy mis dit in die Engels, jy sien dit nie. Maar wat daai versie, die opdrag wat na ons toe kom, is nie soseer 'n opdrag wat sê, jy word vervul met die Gees nie, maar eerder julle word vervul met die Gees. Wat weer eens beteken, dit is 'n opdrag vir die hele kerk in Efese, die hele ligpunt. Om vervul te word met die Gees, vriende, is nie net vir die dominees of die pastore of die sendelinge bedoel nie. Nee, dit is eerder vir almal, vir elke gelowige, vir die hele kerk. Vriende, besef dit, om vervul te word met die Gees wat 'n opdrag is, dis nie net iets vir die vrouens hier by Ligpunt nie. Dit is ook vir ons as mans 'n opdrag. Dit is 'n opdrag wat nie net is vir die wat oud is nie, maar ook die wat tieners is en die wat jonk is. Dit is 'n opdrag ook nie net vir die wat geskoold is nie, maar ook die wat ongeskoold is. Om vervul te word met die Gees, vriende, is nie net 'n opdrag vir die Khoisas nie, dit is ook 'n opdrag vir die Afrikaner. Dit is nie net 'n opdrag vir die charismatiese kerk nie. Dit is 'n opdrag vir die gereformeerde kerk. En vriende, wat hierdie opdrag in meervoud vir jou en my ook kommunikeer, is om vervul te word met die Gees is nie iets wat ek net. Daar is 'n individuele aspek tot dit, maar dit is nie iets wat ek eintlik op my eie kan doen nie. Vir my, om die opdrag te gehoorsaam, om vervul te word met die Gees, het ek jou nodig en jy het my nodig en ons het mekaar nodig om mekaar aan te spoor, bemoedig, te versterk, te vermaan. Ons het mekaar nodig om vervul te wees met die Gees. Vierde en die belangrikste ding hier wat ek wil hê ons moet verstaan vanoggend. Vriende, hierdie werkwoord word vervul met die Gees is in die passiewe stem. Dit is baie belangrik. Dis in die passiewe stem. Onthou jy dit so 'n bietjie van Afrikaans of passive voice in Engels? Wat dit beteken, dis 'n opdrag, maar hoor mooi. Dis nie soseer 'n opdrag wat ek en jy doen nie. Dis eerder 'n opdrag wat ek en jy toelaat om aan ons gedoen te word. Jy moet dit doen deur nie iets te doen nie, maar toelaat dat iets aan jou gedoen word. En hier is die illustrasie wat Paulus gebruik briljant. Dit is soos die heel beste. As Paulus kon dink hoe om die passiewe stemidee van om vervul te word met die Gees te gebruik, is daar nie, dink ek, 'n beter illustrasie as die een wat hy hier gebruik nie. Kyk na Efesiërs 5 vers 18, and do not get drunk with wine,
for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Hier is die ding, vriende, wanneer ook al ek en jy iemand sien wat behoorlik geketty is, nee, maar soos heeltemal. As ons iemand sien wat dronk opeindig, dan sê ons, so en so het homself of haarself oorgegee aan drank. Met ander woorde, as jy daaroor dink, wanneer ook al, dis waar by the way, enige iemand, ek praat van iemand wat willens en wetens homself oorgee aan drank, daardie persoon is iemand wat, as jy moet eerlik wees, begin op 'n plek waar hulle bewus is dat hulle is leeg. Hulle besef hulle is leeg. En dus kies hulle om hulle self oor te gee aan drank. Hulle maak 'n doelbewuste keuse om hulle self oop te maak tot hierdie middel wat hulle weet 'n kragtige middel is, 'n middel wat die vermoë het om hulle sintuie te beïnvloed en hulle wandeling te bepaal. En dit is presies wat Paulus wil hê ek en jy moet verstaan, wanneer ons die opdrag hoor, word vervul met die Gees. Die punt van die illustrasie is nie, soos ouens wat dronk is met wyn, moet jy jou kop verloor nie. Dit het niks uit te waai met sy illustrasie nie. Die punt is hierdie ene oor hierdie passiewe ontvangs. Paulus sê vir jou en vir my, wees iemand wat bewus is dat in van jouself is jy leeg. En so jy kom as dit ware drink. Jy kom en jy ontvang die Gees. Jy kom en jy laat toe dat die Gees jou vervul, sodat jy onder die kragtige invloed van die Gees kan toelaat, dat die Gees jou sintuie beïnvloed, sodat hy jou walk, vers 15, jou wandeling sal bepaal. En vriende, kan ek jou vra, soos wat jy vanoggend hierso sit, hier is die vraag vir ons almal, ek sit nou nie hier nie, ek sit daar. Verbeel gou vir 'n oomblik, dit was Paulus, wat hierdie brief geskryf het, wat sy eie brief vir ons vandag gelees het. Maar nie net hier nie, want jy kan dit nog fake vir 'n uur en 'n half by die kerk. Kom ons sê Paulus was in jou huis en in my huis, net in die laaste week. Sou Paulus, soos wat hy kyk na ons wandelinge, hoe ons wandel, hoe ons lewe, tot die gevolgtrekking gekom het, dat ons sintuie is beïnvloed deur die Gees, want ons is vervul met die Gees. Want dis die opdrag aan ons, dis die opdrag hier aan jou en my. En dit is graag wat ek dan wil hê, ons oor met meer gesels. Die vraag dan, en dis die tweede punt vriende, is hoe? Hoe word ek en jy vervul met die Gees? Want my vraag net ek net daar laat hang, want as julle lewens enigstens, as julle wandeling enigstens soos my lyk, en dis hoekom ons die reeks doen, dan sit nee, dalk nou en dan, maar nie genoeg nie. Ek is nie genoeg in pas met die Gees nie. My wandeling wys duidelik dat daar baie tye is wat ek nie vervul is met die Gees nie. Die vraag is, hoe spreek ons dit aan? Wat doen ons in praktyk? En dit is wat ek wil hê ons moet na kyk en daai ander teksgedeelte wat op die blaadjie is. So ons het gekyk na Paulus se gebed in Efesiërs 5. Kyk saam met my nou daar na daai pragtige gebed van Paulus. So tweedens dan Paulus se gebed in Efesiërs hoofstuk 3. Kyk saam met my, hou daai teks asseblief voor. Paulus hier, soos ek net nou gesê het, Efesiërs breek op in 2 perfekte helftes, hoofstuk 1 tot 3, waar hy vertel van ons roeping, en dan in hoofstuk 4 tot 6, wat hy die kerk roep om te lewe, te wandel in die lig van hulle roeping. En kyk saam met my daar so in Efesiërs hoofstuk 3, aan die einde van die eerste helfte het hy hierdie gebed. Hierdie gebed wat Paulus bid vir ons. Paulus bid dit vir die kerk in Efese. En hy bid dit, maar kyk gou saam met my na vers 20 en vers 21. Hierdie gebed het ten doel vers 20, sodat gelowiges intern binne in hulle bekragtig sal word. Hoekom? Sodat, soos ons net nou gesê het, vers 21, sodat ons as die kerk God sal verheerlik. Met ander woorde, hierdie gebed gaan presies dit doen wat die opdrag vervul met die Gees daarvoor is. Die gebed is daar om ons te help om vervul te word met die Gees. En ek wil hê ons moet vinnig dit sien. Kyk weer saam met my op die skerm.
In die Grieks, in die oorspronklik daar is alles wat jy daar so en ek daar so het, en daai sinnetjie, vanaf Efesiërs 3 vers 14 tot vers 19, dis een sin, eintlik, in die oorspronklike taal. En dis hoekom as jy hom lees, en veral in die Engels, dan lees hy so 'n bietjie lomp. Die rede is, want dit is actually een lang sin. En wat ek en jy daar moet besef, is dat in daai een lang, baie dens sin, is daar eintlik 4 sinsdele, wat ek vinnig wil hê ons moet raak sien, sodat ons kan verstaan wat hierdie gebed is wat Paulus vir ons bid. Daai 4 sinsdele begin elke keer, jy kan nou gou kyk op jou blaadjie, elkeen van die sinsdele begin met 'n sodat, 'n so that of 'n that. Okay, so kyk of jy hulle kan spot. Okay, kom ons kyk saam wat Paulus vir jou en vir my sê. Hierdie is sy gebed vir jou. Hierdie is sy gebed vir my. Hierdie is sy gebed vir ons ligpunt. Vers 14, ons gaan dit net lees. Paulus sê, I bow my knees before the Father. Met ander woorde, ek bid vir julle. Waarvoor bid hy? Wat is dit wat Paulus wil gerealiseer word in hulle lewens? Hier is die eerste sodat. Kyk vers 16. That according to the riches of his glory, he, God, may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being. Met ander woorde sê Paulus, ek bid dat God die Gees julle toenemend sal bekragtig. Waarvoor? Hoekom? Tweede sodat, kyk saam met dan vers 17. Ek bid dit, vers 17, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Presies wat ons laasweek gesien het en wat ons laasweek gesê het, vriende, jy kan nie vervulling met die Gees en geloof en Jesus van mekaar skei van mekaar nie. Die twee loop hand aan hand. So hy bid dat hulle bekragtig sal word deur die Gees, sodat Jesus in hulle harte, i.e. die Gees, toenemend sal woon en wandel binne in hulle. Waarvoor? Hier is die derde sodat, kyk na res van vers 17 tot 19. So that, or that you, being rooted and grounded in love, may have strength, selfe woordjie as vers 16, that you may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. Met ander woorde sê Paulus, ek bid dat die Gees julle bekragtig, dat Christus in julle harte sal woon, vir hierdie rede, Christen, sodat jy toenemend weggeblaas sal wees met Jesus se liefde vir jou. Let wel, dis nie 'n intellektuele ding nie. Sien jy dit daar? That's surpassing knowledge. Dit is dat jy op 'n intieme verhoudingsvlak sal besef net hoe onsaglik, wat die omvang van Jesus se liefde vir jou is. Waarvoor? Hoekom wil hy hê dat ons moet dit besef, dit begryp? Die laaste sodat vers 19. Die laaste ene daarso. Tweede helfte van vers 19. So that you may be filled with the fullness of God. Beide filled en fullness, selfde woordjie as Efesiërs 5 vers 18, to be filled with the Spirit. Hier is die punt wat ek wil hê ons moet besef, vriende, daai 4 sodats is soos 'n spiraal. Dis nie 4 verskillende goeters nie. Dis soos 'n spiraal wat dieper en dieper in jou verhouding met die Here gaan. Wat Paulus vir jou en vir my sê, is hy sê, hierdie is hoe jy vervul word met die Gees. Jy's iemand wat nodig het om deur die Gees versterk te word, sodat jy in geloof meer in verhouding met Jesus sal woon en wandel, sodat jy meer en meer oortuig kan wees van Jesus se liefde vir jou. Want dan sal jy met die volheid van God vervul met die Gees wees. Terug by my illustrasie reg aan die begin van die motor op die journey, op hierdie lang pad. Ek dink, vriende, dat baie van ons maak die fout, nou dink jy's weer in 'n kar. Ek dink baie van ons maak die fout dat wanneer ons dink aan die liefde van Christus, dan sien ons dit soos 'n koelde sak wat jy inry. So jy is iemand, en dan kom jy op 'n stadium in jou lewe waar jy hoor van en jy leer ken die liefde van Christus. So jy ry in hierdie straatjie af. En dan besef jy, wow, Jesus het op die kruis vir my gesterf. Is dit nie amazing nie? Kyk wat het Jesus alles vir my gedoen. Wow!
En dan 'n geloof draai ons na hom toe, jy is wedergebore, jy ontvang die Gees. Dit is wonderlik. Maar ons sien ons verhouding met Jesus so klein bietjie soos 'n koeldesak. Met ander woorde, dit is 'n doodloopstraat. Okay, ek het dit nou gedoen. Ek het nou die liefde van Christus gesien. Ek het die wow gehad. Ek het 'n geloof na hom toe gekom, wonderlik. Dan draai ons kar om en dan soek ons ander straatjies. Dan as ons soek na ander straatjies, dan een of die ander wow ergens gaan wees wat my gaan vervul met die Gees. Maar vriende, dit is verkeerd. Die Christenlewe is nie 'n koeldesak nie. Die straat genaamd die liefde van Christus is 'n straat wat aanhou. Deur jou lewe, deur die ups en die downs van jou lewe. En as ek en jy maar net die oë het, dis hoekom daar gebed nodig is. As ek net die oë kan hê om die liefde van Christus in sy omvang oral te kan sien, dan is daar net wows om elke hoek en draai. En daar is vervulling met sy Gees wat so deurgangs toenemend realiseer in jou en my lewe. Hier's die punt. Hoor mooi, as jy alles so ver gemis het, hier's die punt. Wat Efesiërs 3 vers 14 tot 19 vir ons sê, vriende, is dat die vervulling van die Gees geskied soos wat ons toenemend die liefde van Christus geniet. Kan dit weer sê, die vervulling van die Gees geskied, soos wat ek en jy toenemend die liefde van Christus geniet. Maar nog steeds is die vraag, okay, maar hoe in praktyk dan? Hoe in praktyk kan ek aanhou herinner word aan die liefde van Christus vir my, sodat ek vervul kan wees met sy Gees? Nou vriende, ons gaan in die res van die reeks, gaan ons na 'n klomp ander maniere kyk, wat hier, dit wat ek nou net sê, afspeel, en ons gaan elke keer sien is dat dit is wat die Nuwe Testament vir ons sê, die manier wat jy vervul word met die Gees. Maar wat ek wil hê in die res van ons tyd saam in ons volgende wil doen, is ek wil hê ons moet fokus, waar ek dink eintlik die eerste plek is, wat ek en jy moet besef, wanneer ons saam dink, oor hoe om vervul te wees met die Gees. En dit is die volgende. Vriende, ek en jy word met die Gees vervul, soos wat ons die liefde van Christus indrink, wanneer ook al ons by die aanbiddingssamekomste van God se mense is. Dit is by die aanbiddingssamekomste, dit wat ons vandag hier doen, primêr, ek sal ook sê, selfs wanneer ons in die week by mekaar kom, maar dit is hier waar ons saamkom, waar ons die liefde van Christus indrink, sodat ons toenemend aanhoudend met die Gees vervul word. Dit is nie ek wat dit sê nie, ek kyk weer na ons teks, dit is wat ons teks so eintlik so duidelik stel, en ons mis dit. Kyk na Efesiërs 5 weer. Kyk saam met my na die res van wat Paulus sê in Efesiërs 5. Be filled with the Spirit. Hoe? Hier kom nou die deelwoorde wat gaan verduidelik hoe. Be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and in hymns and in spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Twee dinge daar, vriende, soos ons saam dink oor die aanbiddingssamekomste van God se mense, twee dinge wat ek net daar vir ons wil uitwys. Die eerste ene word geïmpliseer in die teks, die tweede een word eksplisiet vir jou en vir my gestel. Hier's die eerste ene. Kyk saam op die skerm. Efesiërs 5 en Kolossense 3 is amper 'n spieelbeeld van mekaar. Okay? Kan julle dit sien? Bang, daar's dit. Okay. So sien raak saam met my. Ons gaan nie nou in detail na dit kyk nie. Almal stem daar saam. Daai twee is amper 'n copy and paste van mekaar. Alles wat Paulus al twee vir die kerk wat saamkom, daar so opdrag te gee, is presies dieselfde. Die enigste verskil is daar soos jy in die geel kan sien, vers 18 hier en hoofstuk 3 vers 16 daar. Die punt daarvan is dit, vriende, is die eerste ding is dat as Paulus vir jou en vir my sê word vervul met die Gees, wat ons weet gebeur wanneer ek die liefde van Christus toenemend besef en indrink, is die eerste ding wat gebeur. Is ons mense wat kom en ons laat toe dat die woord van Christus, die goeie nuus van Jesus in ons harte en diep binne in ons lewens posvat. Dis wat ons doen wanneer ons saamkom.
Ons kom by mekaar so that the word of Christ may dwell in you richly. Dis die eerste ding. Hier is die tweede ding wat ek wil hê. Ons is terug, ons kan daai afhaal. Die tweede ding wat ek wil hê, kyk na die teks, wees saam met my, Efesiërs 5. Kyk na vers 18 tot 21. Die tweede ding wat ek wil hê ons sal moet besef, is sien daai deelwoorde. Ja, is verskriklik baie Afrikaans, sit in die klas vandag. Deelwoorde, participles in Engels. 'n Deelwoord vertel jou hoe 'n werkwoord gedoen word of hoe 'n werkwoord uitgeleef word of gerealiseer word. En dit is wat ons hier het. Daar's 5 van hierdie deelwoorde in Efesiërs 5. Sien julle dit daar saam met my? Paulus sê hierso, wat ons doen as ons saamkom is, daar is addressing, singing, making melody, giving thanks and submitting. En deur daai dinge te doen, word ons vervul met die Gees. Hier is die punt, vriende, hoor asseblief tog mooi, soos wat ons hier saam is. Hierdie is die rede hoekom ons saamkom. Elke liewe Sondag, ek hoop dit is die rede hoekom jy kom. Wanneer ons saamkom, kom ons as mense wat leeg is. Ons is leeg. En ons kom om die volheid van God te kom geniet, om die volheid van God te beleef, te ervaar in ons lewens. En so ons kom saam vir oorlog, ons kom saam hier, en wat ons doen, is ons wil die hoogte en die diepte, die wyte, ons wil die omvang van God se liefde in Jesus, dit wat Jesus gedoen het om sy lewe neer te lê vir ons, sodat ons aan hom kan behoort, ons wil dit hoor en hoor en hoor en hoor. En so ons kom saam en ons wil onder God se woord kom sit, sodat ons kan herinner word aan daai storie wat ons weet, maar ons ongelowige harte sukkel om dit te glo. Ons wil dit hoor soos wat die woord verkondig word. En dan wil ons dit nie net hoor in prediking nie, maar ons wil dit hoor deur my broer en my suster wat langs my hierso sing. En ek wil hoor wanneer ek nie die asem het om self te sing nie, wil ek hoor hoe hulle my herinner by wyse van sang en die musiek aan die liefde van Christus wat hy vir my het ten spyte ek wat 'n sondaar was, nog steeds gehad het en wat hy vandag vir my het en beloof om altyd te hê. En so ons sing dit vir mekaar. En ons sing dit nie net vir mekaar nie, ons bid dit. Ons bid saam en ons sê vir die Here dankie. Dankie dat hy ons Vader is. Dankie vir sy liefde. Dankie vir die liefde van sy seun en ons bid dit saam vir mekaar. En dit is wat ons doen. Maar ook nie net daar nie, wat ons dan doen is ons wil mekaar roep tot dit. En ons kom so saam, as jy deel van 'n kerk is, jy kom om te submit. Jy kom om te submit. Dis nie 'n woordjie wat ons van hou in die moderne wêreld nie. Ons kom om onsself aan mekaar te onderwerp. Soos wat my broers en my susters my herinner en my roep om wys te wees en te kom lewe in lig van die liefde van Jesus wat reeds my syne gemaak het. En hulle roep my om te lewe in die lig van dit. En vriende, dit is soos wat ons hierdie ding doen wat ons noem kerk, ons samekomste. Dit is op daardie manier wat ek en jy vervul word met die Gees. Dink aan 'n vrou. Dink aan 'n vrou en haar man. Vriende, dit is die vrou wat totaal en al oortuig is van haar man se liefde vir haar. Nie net lippetaal nie, maar sy is totaal en al oortuig oor die omvang van haar man se liefde vir haar. Dit is daardie vrou wat binne in haar die lewenslus en die lewenskrag kry om op dieselfde manier liefde aan haar man te betoon. Dit is die vrou wat oorweldig is, genuine in die diepste plek van haar hart, dat haar man gee homself altyd vir haar, wat bonatuurlik die vermoë het, die lus het en die krag het om haarself vir haar man te gee. En is dit nie ons nie, vriende? Die Bybel sê Jesus is die bruidegom, ons, die kerk, is die bruid. Ons kom by mekaar en Jesus die bruidegom kom herinner jou en my oor en oor en ons herinner mekaar dat dit is die Jesus met wie ons in 'n verbondsverhouding staan. Hierdie is, kom ons oortuig mekaar van sy liefde vir ons en dit bonatuurlik by wyse van sy Gees kom
en versterk en vervul ons, gee ons beide die begeerte en dan die vermoë om ons lewens vir hom te gee, om te wandel in verhouding met hom. En so Ligpunt, vriendin, soos ons vandag hier so sit, ek wil begin afsluit. Ek wil afsluit deur ons almal net aan te spoor en te roep tot twee dinge. Ons staan hier in die begin van 2023. Ek en jy staan hier in die begin van nog 'n jaar. Kom ons wees wys. Kom ons wees wys en laat nie toe dat die traject van hierdie jaar net maar uitloop soos elke ander jaar tevore nie. Kom soos die skrywer in Hebreërs gesê het, Hebreërs 10 vers 25, kom ons wees die wat aanhou by mekaar uitkom. Ons is nie soos daai wat die gewoonte het, sê die skrywer van Hebreërs, om nie meer by mekaar te kom nie. Maar kom ons kom by mekaar en kom ons hou aan om mekaar in die liefde van Christus aan te spoor. Sien, dit is die ironie. Die ironie is, vriende, en dit is hoe die duiwel jou en my vang. Hy vang ons so baie kere op hierdie manier. Is dat wanneer ek en jy droog voel, wanneer ek en jy leeg is, dan voel ek nie soos my Ligpunt gesin nie. Dan voel ek nie soos kerk nie. En so ek bly weg van presies die plek wat gemaak is vir die wat droog en leeg is. Dis hoe hy ons kry. Moenie dwaas wees nie. As jy leeg is en jy voel nie soos kerk nie, is dit juist die rede hoekom jy moet saamkom, sodat ons kan kom en sodat ek en jy kan kom drink. Vrylik vanaf Jesus, vol van sy gees. Maar vriende, soos ons saamkom, laaste ding, soos ons saamkom, kom ons wees ook nie dan dwaas, en jy kom nou saam en nou tik jy maar net 'n boksie, asof dit op een of ander manier magically gaan gebeur, dat ek was by die kerk, boom, was daar, ek kry nou die gees in volheid nie. Nee, wat die teks ons hieraan herinner, is kom ons kom saam, vriende, en ons kom spits onsself toe, om in alles wat ons doen, die liefde van Christus te hoor en in te neem. En so jy kom vroegtydig, sodat jy kan sing, want dis oorlog. Jy kom, sodat jy kan herinner word en kan hoor oor hoe lief God en Jesus jou gehad het. En dan kom ons en dan as jy gebid word, dan dink jy nie aan die skaapbout in die oond nie, jy sit en jy bid en jy luister, want met alles in jou klou jy, om herinner te word aan Jesus en sy liefde vir ons. En wanneer ons daar gepreek word, ek kan jou beloof, ons sal altyd die evangelie elke Sondag preek, dan fight jy om dit te glo, dat Jesus is lief vir jou. En dan as jou vriende voor of na die tyd, of deur die week, of in jou Ligpunt gesin, as jou vriende jou roep tot geloof en bekering, onderwerp jouself aan hulle, onderwerp jouself aan hulle wat vir jou sê, kom terug, jy is besig om af te dwaal op verkeerde paadjies, kom terug. Kom ons doen dit. Kom ons wees so 'n geloofsgemeenskap, vriende. Daai oorspronklike beeld van die motor en die kar, hier is die amazing ding. Hierdie jaar 2023 gaan lank wees. Die plateau is lank en hy kan baie keer 'n bietjie geestelik gesproke boring vir ons voel en droog wees. Prys die Here dat oral langs die pad is daar vulstasies. Oral langs die pad is daar vulstasies. Waar ek en jy, wanneer ons leeg is, kan kom. Dis die samekomste van God se mense. In die week in jou Ligpunt gesin hier op 'n Sondag. En ek wat leeg is, kan kom. En ek kan kom indrink die liefde van Christus, sodat ek vervul kan wees met die Gees, tot daar weer die volgende vulstasie gaan wees. En die een daarna, tot ek en jy uiteindelik nie in Durban aankom nie, maar in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Mag ons sulke mense wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U. Ons loof en prys U dat U is ons Vader, en as ons Vader is U net goed vir ons. U goedheid was nie net gewys in die seun wat U gegee het nie, maar ook in U Gees wat U vir ons gegee het. En so Here, ons is sulke mense wat vandag met oop hande leeg voor U staan en sê dankie Vader vir U seun,
En dankie vir die Gees. Vervul ons vandag, vervul ons elke dag. En Here, soos ons gesê het, sodat ons kan oorloop tot voordeel van anders, dat hulle ook kan kom en hierdie liefde kan kom indrink en vervul kan word, sodat hulle ook, as dit ware volstasies kan help word en wees vir 'n droë wêreld daar buite. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.